Goeiedag, ek is Fanie Leroux. Welkom by Faantjie se teologiese vloermoere. Hierdie video het 3 hoofonderopskrifte: met my hele hart, met my hele verstand, bedoel ek wat ek sing. Musiek, lofprysing en aanbidding. In die Bybel word ons aangeraai en aangepoor en aangemaan en ook beveel om God te loof en te prys en te aanbid. Die Bybel voorsien nogal dat ons God loof en prys en aanbid, ook met musiek en sang. Talryke voorbeelde word in die Bybel gevind. Die meeste denominasies en gemeentes voer hierdie bevel uit. Voer ons hierdie bevel egter werklik uit? Voer ons dit uit soos die Bybel ons beveel? Soos ons deur God self beveel is en word om hom te loof en te prys en te aanbid. Hom alleen te loof en te prys en te aanbid. Nommer 1. Met my hele hart. Dawid vertel ons in Psalm 9 vers 2 tot 3. Ek lees dit uit die 2020 vertaling. Ek wil die Here prys met my hele hart. Ek wil van al u wonderdade vertel. Ek wil bly wees en my in u verheug. Ek wil u naam besing, Allerhoogste. Die lied, Heer, met my hele hart, met die Afrikaanse woorde deur Elsabie Kloppers in 2001 en die melodie deur Claude Fryse 1976 en kopiereg gehou deur Hansler Verlag Nielsen in Duitsland, Liedboek 209 en APK sangbundel Gesang 44 is op bogenoemde psalm gebaseer. Ons sing, Heer, met my hele hart kom sing ek 'n lofsang. Kom ek van die magtige wonders vertel en van al die reddingsdade. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ek wil oor u altyd bly en vrolik wees. Ek wil u naam besing. Ek wil oor u altyd bly en vrolik wees. Halleluja. Halleluja. Dien ons God werklik met ons hele hart? My eerste vraag, prys en loof en aanbid ons vir God, selfs net met ons hele hart? Solank 'n rotsie in die bos. Kan mens God enigsins met jou hele hart lofprys en aanbid? Hom dien en lief hê, as jou denke nie betrokke is nie? Wat maak ons met lofprysing en aanbidding in ons denominasies en gemeentes? In die Bybel self vind ons liedere wat tot ver in die verlede teruggaan en wat almal vir elke Bybelvertaling van die hele Bybel, in watter taal ook al, vertaal is. Al die psalms en sommige ander liedere is tot hedendaagse liedere verwerk en word steeds soms gebruik. Sommige van die psalms en ander liedere is en word meerdere male al verskillend verwerk om verskillend gesing te kan word. Dis die ou liedere. En tog vertel die Bybel self ons van nuwe liedere wat bygevoeg is en word en sal word om God te loof en te prys en te aanbid. Daar is in Engels en Afrikaans en Duits en amper elke taal waar daar taalsprekers is wat Christene is, 'n liedere skat wat gebruik is en word en kan word om God te loof, te prys en te aanbid. Heelwat Afrikaanse liedere is uit ander tale, byvoorbeeld Engels en Duits vertaal. Sommige van die oorspronklike liedere is al baie oud. Ook is en word nuwe Afrikaanse Christelike liedere geskryf en tot die liedere skat bygevoeg. Al is dit vandag baie moeiliker om selfs God daarmee te loof en te prys,
met kopiereg wat in die pad kom, in sommige gevalle. Weer stel ek die vraag, loof en prys en aanbid ons God met ons hele hart. Daar is Christengroepe en denominasies en sommige Christen sektegroepe wat geen nuwe liedere of selfs enige liedere toelaat nie, na beweer. A. Van hierdie groepe of denominasies gebruik glad nie musiek en sang nie. Het sy is musiek en sang klaarblyklik na bewering as sulks klaar boos. En of dit verlei net mense. Geen lofprysing en aanbidding nie. Geen sang en musiek nie. As ek nou kyk na die werk wat ek al gedoen het en waarmee ek besig is, oor die vrou in die kerk, en hoe van die rabbies gesê het, die vrou se stem verlei net mense. En dan dink ek aan Deborah en Barak wat saam 'n loflied tot God verhef het. Dit, geen sang en musiek. Dit terwyl ons in beide die Nuwe, sowel as die Ou Testament, beveel word om God ook met musiek en sang te loof en te prys. En dit in elk geval eendag in die hemel sal doen. En dit ook al reeds in die hemel gedoen is en word. Die voorbeelde is kristalhelder en openlik in die Bybel te vind. Is denke nie nodig om dit raak te sien? Het die oorspronklike beginners van hierdie groepe, denominasies, sektes, dwaalstellings, dalk net nie van musiek en sang gehou nie. En, ten spyte van wat ons in die Bybel lees, toegelaat dat hul gevoelens, hul harte, hul verrykende besluite gedryf het, en hul volgelinge steeds dryf, om te sondig. B. Van die denominasies, soos byvoorbeeld die gereformeerde kerk, gebruik wel die psalmberuimings, veral toesiese, sowel as ander sogenaamde skrifberuimings van tekste, maar verlang selfs die Onse Vader, wat 'n direkte beruiming van die Onse Vader teks in die evangelies is, as verbode beskou. Sover ek weet word dit wel nog gebruik. Maar wat van die feit dat die Bybel ons ook vertel dat nuwe liedere ook gebruik is en word, en sal word, om God se lof te besing, om te eer en om te aanbid? Was Dawid se psalms, en al die ander psalms, en al die ander liedere waarvan ons in die Bybel lees, nie ook toe hulle geskryf is, nuut gewees nie? Wat van die nuwe liedere waarvan ons in die Nuwe Testament lees? Let wel, die gereformeerde kerk is 'n voorbeeld, daar is ander ook. In C. En dan is daar die hemse bohaai oor God se naam. Of liewer, hoe ons God mag en moet aanspreek. 'n groeiende groep Christene beweer skerp en selfs hardhandig, dat ons eintlik God net op sy Hebreëse naam, Jahwe, en verskoon asseblief my uitspraak, as dit verkeerd sou wees, moet en mag aanspreek. Maar ook net soos deur hulle uitgespreek. Die ironie is dan wanneer kenners van die Hebreëse taal, soos byvoorbeeld Michael Brown, 'n messiaanse Jood, in byvoorbeeld sy video Debunking the Latest Myth About the Name Yahweh, en andere van sy video's op YouTube, saam met ander taalkenners, die verskeie uitsprake van God se naam, soos deur heel party van die aanhangers van net Yahweh, soos wat hulle dit nou uitspreek, wanneer dit as verkeerd uitgewys en on-Hebreëus uitgewys word, dan word kennis geïgnoreer. Of sommer ook as bose heilgangers afgemaak en uitgeskel. Ironies, dat hierdie groep aanhangers beweer God se naam moet so uitgespreek word. En 'n ander groep aanhangers beweer hy sy naam moet sus
uitgespreek word. En nog 'n manier, en nog 'n manier. En as jy dit nie so uitspreek nie, dan doen jy dit nie reg. Alle Christene wat God enigstens as God aanspreek, in watter taal ook al, soos ek, is volgens hierdie sektegroeperinge eintlik boos en heeltemal onkundig en oningelig. Maak God kwaad en is volgens heel party van die volgelinge van genoemde dwaling vir die hel bestem. Dis is enige en alle liedere wat hierdie bose en ongoddelike aanspreekvorm vir God bevat, ook boos en onbruikbaar en seker net 'n kakofoniese en klakkelose, woede veroorsakende lawaai in God se ore. Amper enige en alle Afrikaanse en Engelse ensovoorts Christelike liedere sal dan ook hieronder val. Van die vroegste tot die laatste. Enige en alle liedere wat hierdie groep sing, en dalk enigstens sou wou sing, as hulle sou sing, moet dus gereinig word. Van enige en alle van al ons bose aanspreekvorms van God. God moet oral vervang word met Jahwe. Voorbeelde hiervan is amper oral op die net en WhatsApp ensovoorts te sien en te hoor. Ek het al liedere gesien wat met God gesing word, en dan skielik kan kom jy op hierdie verwerking af wat net Jahwe, Jahwe, Jahwe. Ek wil so graag weet wat die Nuwe Testamentiese skrywers en die groot skrywer van genoemde dwalings dink. En genoemde dwaling dink. Die Nuwe Testament is oorspronklik in Grieks geskryf, sover ons weet, amper geheel en al. En Jesus het sover ons weet, hoofsaaklik Aramees gepraat, nie Hebreeus. Alles hulle relevant, verwant. Is al die Nuwe Testamentiese skrywers dan ook boos? Is die 12 apostels hel toe, omdat hulle God as God in hul en ander tale aangespreek het, en so verkondig het? Moet ons dan nou maar die Nuwe Testament uitgooi en weggooi? Of selfs redigeer, om God se naam reg te maak? Ek wonder of Jesus dalk ook soms Grieks gepraat het. Ek vermoed so, want Jesus het nie net met sy eie volksgenote gepraat nie. En ek wonder ook in watter taal Jesus in die sinagoge in Nasaret uit Jesaja gelees het. Ons vind dit in Lukas 4 vers 16 tot 21. Was dit dalk in Hebreeus, of was dit Grieks? En o ja, dit beteken Jesus kon lees. Ne? Wat behalwe Vader, Abba, het Jesus God genoem? Die Nuwe Testament sê onder andere God. Aan die kruis, so word ons in Matteus 27 vers 46 vertel, het Jesus self direk tot God die Vader geroep, met God gepraat, deur te sê, Eli, Eli, lema sabachthani. My God, waarom het U my verlaat? En Markus 15 vers 33, Ilahi, Ilahi, lema sabachthani. Verskoon weer my uitspraak. Jesus self, die tweede persoon van die drie-enige God, God self, het God, die Vader, as God aangespreek, nie as Jahwe. Dus, moet ons dan ook nou maar vir Jesus, die Seun van God, God self, wat die koninkryk van God verkondig het, byvoorbeeld Lukas 4 vers 43 en baie ander, uitgooi? Wat van Jesus redigeer? Is dit nie wat van hierdie groepe eintlik maar al reeds doen nie? Ons word tog mos in die Nuwe Testament vertel van Jesus, en dat wat hy gedoen het, en gesê het, en aan mense geleer het, en beveel het, terwyl hy hier op aarde mens was. Jesus is eintlik volgens soveel van hierdie groepe, tog maar net so oppervlakkige, ignoreerbare klein byvoegseltjie tot die Ou Testament.
daardie Ou Testament wat eintlik tel en gevolg moet word. Reg deur die millennia het mense God in hul eie tale as God aangespreek. Ironies genoeg word God ook meerdere male God genoem in die Ou Testament, selfs in die eerste boeke van die Bybel. God is ook baie keer as God aangespreek deur van sy getrouste Ou Testamentiese Judeese en Israelitiese volgelinge. En soos dit is hoe die Nuwe Testament daardie mense noem. Getroue volgeling. Getroue volgeling. Sowel as die skrywers van die Ou Testamentiese boek. Het Dawid God net as Jahwe aangespreek? Lees ons dit in die Psalms, vind ons dit enigstens in die Psalms wat hierom geskryf is? Dan moet ons ook nog onthou dat dit eers aan Moses is waar God sy naam as Jahwe bekend gemaak het. Hoe het die aartsvader Abraham God aangespreek? Wat het Abraham God genoem? Abraham het glad nie die naam geken. In watter taal het Abraham met God gepraat en gesels? In watter taal het Abraham gepraat? Maar in watter taal het God met Abraham gepraat? En ons, Christene, word ook nog kinders van Abraham genoem in die Nuwe Testament, nie kinders van Moses nie. O ja, en ons is kinders van God. Kinders van die Allerhoogste. Moet ons dit ook maar uitgooi? Ook nog hier wil ek byvra, wat van Pinkster? Die verwarring van tale het by Babel plaasgevind, lank voor die ontstaan van Hebreëus. Ja, hang wat jy sê hoe lank terug, maar het was voor die ontstaan van Hebreëus. God het die tale verwar en gegee en toegelaat om te vorm. En hierdie gebeurtenis is met en tydens Pinkster omgekeer. Al is alle tale nie een gemaak. Gaan lees maar Handelinge. En dan die res van die Nuwe Testament. Gaan lees Handelinge 2 vers 4 tot 12. Is God aanhoudend en elke keer in al die ander genoemde en ongenoemde tale, in die genoemde nasies en ongenoemde nasies se tale, as Jahwe aangespreek, en so genoem en so gehoor, is hy self so genoem in die oorspronklike Grieks of Aramees, waarin die apostels en ander disippels, wat saam met hulle was, en ook die Heilige Gees daar ontvang het, gepraat het? Of moet ons maar ook nou maar hierdie deel van die skrif uit die Bybel uitskeer en weggooi? Dit pas mos nie by ons vals sienings, ons dwaalleerstellings nie. En wat van die feit dat die antieke Israeliete, Judeërs, baie versigtig met die naam van God omgegaan? Van hulle uit respek. Was te bang om die naam te gebruik. Maar dan word dieselfde as hierbo ook deur sommiges met Jesus gedoen. As ons dit nie uitspreek, soos hulle dit uitspreek nie, is ons ook helgang. Anders as met God se naam, Jahwe, wat die Jode selfs te bang was om uit te spreek en te sê, word ons juis deur Jesus beveel om in sy naam te bid en met God te praat. Waarna kyk God as wanneer ons bid, of wanneer ons hom loof en prys en aanbid? Kyk en luister hy na ons uitspraak van Jesus se naam, van sy naam. Of kyk hy dalk na ons harte en ons motiewe en bedoelings? Dis tog wat die Bybel sê waarna God kyk. Nie waar nie? Is Jesus se naam oral en altyd, selfs net tydens Pinkster, deur die apostels self ensovoorts dieselfde uitgespreek? Wat dink God van die 3 bogenoemde hedendaagse sienings en standpunte? Hoeveel ander sienings en standpunte is daar? Ek vra weer,
lofprys en aanbid ons God met ons hele hart. Mag ek vra of bogenoemde 3 groeperings ensovoorts nie juis inkom omdat mense nie hul denke ook hierby wil gebruik nie. Dus, hulle volg net hul gevoelens, hul harte. Daardie bedrieglike hart, soos dit in die Bybel genoem word. Van hierdie mense dien dus God met hul harte, maar omdat hul denke nie betrokke is nie, kan selfs hierdie mense ook nie daarop aanspraak maak en begin beweer dat hulle God met hul hele hart, met hul hele siel, met hul hele wese liefhet, selfs nie eens met hul hele hart nie. En hoeveel dien nie dan eintlik op die ou end jou Satan? Hulle dien sy doel, terwyl hulle Christene is. Maak bogenoemde 3 standpunte nie 'n bespotting van wat die Bybel ons beveel en leer om te doen. Wanneer die Ou Testament ons al vertel dat alle nasies God sal dien, dis ook lofpryse dan bid. En die Nuwe Testament ons 'n begin kykie daartoe gee. Wat maak ons? Hoe durf ons, dalk die meeste van ons, selfs net beweer dat ons God, selfs met halwe hart of 3/4 harte, loof en prys en aanbid. Musieksoorte en styl. Hier's ek weer. Sommer gou, ook weer terug by nog 'n saak waar ek al heel partykeer my ratels en speelgoed uit die katel en kot uitgegooi. Baie Christene se kortsigtige onkundigheid, rakende en liefdelose vooroordeling van mekaar en ander se lofprys en aanbiddingsstyle en natuurlik die tipes musiek wat deel is daarvan. Verwyte word oor en weer geslinger oor lofprys en aanbiddingsstyle en die tipes musiek wat daarby gebruik word. Let baie mooi op dat dit meestal oor die style en die tipes musiek gaan. Baie selde gaan dit oor die liedere se woorde, oor die teologie wat die liedere verkondig. Net die tipes musiek gee meestal aanleiding tot 'n oor en weer hel toe stuurdery. Alhoewel dit meermale eenrigting hel toe stuurdery is. Hoekom? Want amper enige en alle musieksoorte wat nie uit die 1900s of is dit nou die 1800s en vroeër kom nie, en hoe vroeër jy teruggaan, hoe vroeër is daai datum, en nog meer so rock met musiek en metal musiek, ander onlangse style ensovoorts, is mos onmiddellik en absoluut die duiwelse musiek, boos. Dit behoort aan die duiwel. Hy het dit uitgedink en aan mense gegee. Die duiwel het dit geskep. En dit is mos net metal en rock musiek, wat na bewering by en tydens en vir satanistiese ensovoorts en okkultiese byeenkomste en rituele gebruik gesien word. Deur alle eeue heen, van die begin toe hy begin aanbid is. Net rock en metal musiek. Vir so lank as wat Satan al deur mense aanbid word, nie waar nie? Net metal en rock musiek. Maar geen ander musieksoorte is en word ooit daar gebruik. Boos! Die horribale aapstype wat sommige mense kry, sodra hulle net laasgenoemde tipes musiek hoor. En onthou een spesifieke gedeelte, ek onthou een spesifieke gedeelte van die fliek Mr. Holland's Opus, waar Mr. Holland uiteindelik die jong mense in sy musiekklas se aandag trek en hou, hulle begin sommer so na mekaar kyk en na hom kyk en begin aandag gee. Wanneer hy ou bekende klassieke rockliedjie op die klavier begin uitspeel.
En die onderhoof wat so vinnig daaraan vloeg, om die hoeke en dan deur die venster loer. In die venster en die deur van die klaskamer waar Mr. Holland besig is. Om te sien en te loer, wie sulke heiligskennis daar in die skool gepleeg het. En Mr. Holland homself in die hoof se kantoor bevind. Boos. En jy, ek, wat na enige van hierdie musieksoorte luister, is ook sommer onmiddellik net so boos, soos die tipes musiek waarna jy luister. Bose musiek. Veral wanneer ons nie daarvan hou nie. Waarvan ons hou, is reg en heilig deur God geskep. Waarvan ons nie hou nie, is boos en verwerplik deur Satan geskep. En dis al net buite die kerk. O, heng! Laat hierdie tipes musiek dan nog in die kerk gebruik word. Die fluites, die opstygende Jeremiades, of liewer, die opstygende vervloekingspsalms, the imprecatory psalms, waaraan hemelwaarts styg. Waarom? Hoekom is veral metal en rockmusiek, maar tog ook amper enige en alle moderne musieksoorte so boos? Hoekom is hulle na soveel Christene se bewering en mening deur Satan self geskep en gegee? Een keer gehoor hoe 'n hoogsgeleerde persoon onder 'n sekere groepering wat hierdie sienings huldig, dit aan 'n groep jong mense verduidelik het as dat beat en ritme so vreeslik verskil. Ja, daar is verskil. En tog het albei met tyd hou met die ritme te doen. Na my onnoosel musikale onkundige mening, wat niks eintlik beteken. Maar toe kom die persoon tot by die eintlike probleem wat soveel daarmee gehad het. En het. Sien, Afrika dromme en die speel daarvan is dan Kwanshuis die absolute voorvader en enigste voorvader van vandag se beat met dromme ensovoorts. En sommer ook van vandag se dromstelle. Daarom is alle dromstelle en eintlik tog maar alle dromme wat vir beat gebruik word, boos. Dit is nou ten syde en dit in en vir en deur klassieke musiek gebruik word. Jou soort klassieke musiek. Onthou dat die Afrika godsdienste mos die dromme en veral die beat hou baie keer gebruik het. Ook ander afgodsdienste gebruik heel partykeer dromme tydens hul rituele. Daarom is alle dromstelle en eintlik tog maar alle dromme wat vir beat gebruik word. Boos, boos, boos. Natuurlik kom ook by dat sommige nuwe style musiek jou met 'n beat in 'n trance of amper in 'n trance kan laat ingaan. Nes bogenoemde dromgebruik deur Afrika afgodsdienste en ander afgodsdienste, waar heel partykeer mense in trance ingaan. Maar kom ons gaan verder, ja, verder as daardie bose dromme. Sommige mense weier botweg om die Christenkerslied Stille Nag te sing. Hoekom? Want volgens oorlewering is dit die eerste keer met gitaarbegeleiding gesing. Daardie bose instrument, gitaar. Dis nie met 'n orgel gesing. Vandag is van daardie bose gitare nogal ook elektriese gitare,
waarmee baie meer klanke voortgebring word. So boos. En dan kom al meer gemeentes en kerke gebruik al meer gitare en nuwer instrumente in die kerke. Heiligskennis. Boos, boos, boos. Maar dan lees ek in die Bybel hoe daar instrument op instrument op instrument op instrument genoem word wat gebruik is en sou word en moes word tydens en om God mee te prys en te loof en te aanbid. Meeste van of al daardie instrumente wat so benoem en genoem is in die Bybel, is ook deur Israel en Israel-Juda se bure gebruik. Ook om daardie bure se afgode te aanbid, te loof en te prys. En wanneer die Judeërs en Israeliete daardie en ander afgode aanbid het, watter instrumente het hulle tydens sulke afgodsdiens en rituele gebruik? Dieselfde instrumente is in beide gevalle gebruik, godsdiens en afgodsdiens. Dawid en sy voort was min gepla hieroor. Hulle het al die instrumente waartoe hulle toegang gehad het, tydens hul lofprys en aanbiddingsgeleenthede gebruik. En nogals genoem in die Bybel, dat hulle dit moes gebruik op daai liedjies te sing. En dit baie keer nogal in en by die tempel self. Toe die tempel gebou is, of voor die tempel gebou is, die tabernakel. Siter, liere, harpe, o ja, dromme, tromme, simbale, ensovoorts. Ek wonder of dieselfde ook musiekstyle van daardie tye gegeld het. Want Israel en Juda, Israel het tog amper beslis dieselfde van hom musiekstyle vir godsdiens en afgodsdiens gebruik. In die tempel en daar buite. God het musiek gegee. As mens dan so die Bybelse voorbeeld in beide bogenoemde moet volg, soos in alles wat almal wil hê, o ja, en hierdie voorbeeld word amper dwars deur die Bybel gevind, mag ek nie dan tot die gevolgtrekking kom, dat enige en alle instrumente en enige en alle musieksoorte wat vandag beskikbaar is, en selfs al word hulle, of van hulle, of selfs almal van hulle, vir en tydens afgodsdiens en selfs Satans aanbidding gebruik. Ook en veral en selfs nog meer gebruik moet word deur God se kinders, om hom te loof, te prys en te aanbid. Christene, die ware skepper se kinders. Maar dan word, en is Paulus se bekende opdrag, nes al meer met soveel ander dinge, ook vir en op musieksoorte en musiekinstrumente, ingespan en toegepas. Jy sien, Paulus het baie reguit gesê dat hy selfs glad nie eens vleis sou eet, indien dit dalk, miskien net, 'n swakker in die geloof, broer van hom sou laat val. Ek wonder nogal baie wat Paulus dink, of eerder, ek wonder wat God dink, van hoe hierdie oorbekende teks al van lankal af gebruik is, en ook tans gebruik word. Want amper enigiets, en amper alles, is mos volgens al meer Christene boos en verkeerd. Jy mag nie dit nie, en jy mag nie dat nie, jy mag nie hieraan vat nie, jy mag nie daaraan vat nie. En in musiek se geval, is dit dieselfde en baie makliker om af te dwing. Veral in en deur kerk en gemeentes. Rock en metal musiek ensovoorts is mos volgens soveel boos, dat hierdie musiekstyle tog net nooit en glad nie gebruik kan en mag word
om God te loof en te prys en te aanbid. Dit kan dalk net 'n swakker in die geloof broer en of suster laat val. Of eerder, dit sal beslis vir julle broers en susters laat val. O nee, geen swakker in die geloof Christen hoef tog ooit in sy of haar geloof te groei nie. Van hul eie hartsvoor en afkere afstand te doen. Hulle kan en mag maar in 'n onkunde en selfs doelbewuste dwaling bly. Nooit, maar nooit, hoef en mag hulle opgevoed word nie. Nooit tereggewys word nie. Kom ek stel dit baie reg. Wat musiekstyle aanbetref, gaan dit amper altyd eintlik oor waarvan mense gehou het en nie gehou het nie. En hou en nie hou nie. Dit bepaal vir baie Christene wat boos is en wat goed is. Hul gevoelens, hul harte, hul voorkeure en afkere is bepalend. Wat hulle van hou, is waarvan God hou. Dit gaan glad nie oor wat die Bybel daaroor sê. Mees ironies is wanneer kerkmense, waarvan sommige opregte Christene is, buite die kerk ensovoorts luister, na van hierdie meer moderne en mees moderne musiekgenres, soos byvoorbeeld rock en metal, en daarvan hou, en dit geniet, en dit self soms erken, maar dan vinnig byvoeg en beweeg, en glo, dat dit net glad nie, maar nooit nie, in die kerk hoort. Daar buite ja, daar binne nee. Want daardie musieksoorte is tog te onheilig vir die kerk. Ek het so 'n kort rukkie in 2014, net na ek my eerste teologiegraad verwerf het, in die een gemeente waar ek oralis was, of is, boodskappe gegee tydens die jeugaandienste en ook tydens Engelssprekende diens, wat toe nog gehou is. Let wel, dis voordat ek en die ander deur die ring gestop is. My punt hier is dat ek partykeer van my swaarder Christenrock en metalgroepe se liedjies tydens die jeugaandienste gebruik het. Oor die klankstelsel laat speel het en die liedere se woorde op die skerms gewys, wanneer 'n lied se woorde by die tema en teks gepas het. Nee, dit is nie deur die jong mense gesing nie, en hulle het geen van daardie groepe geken. Kom ek stop net gou hier. Ek was al heel partykeer in dienste waar musikale predikante sommer liedere wat hulle ken, wat by die boodskap of dele van die preek gepas het, self alleen gesing het terwyl hulle met die bypassende stuk besig was. Hulle praat en dan skielik kan sing hulle 'n bietjie, 'n lied, wat 'n voorbeeld is. En dan praat hulle weer, dan sing hulle weer. Minder gereeld, veral deesdae, is ook spesifieke liedere oor die klanksysteem gespeel, wat by die preek gepas is. Dus, om musiek te gebruik, op die manier waarop ek dit gebruik het, is niks vreemds nie. Net die soort musiek verskil. En lank terug, het ons ook musiek Christen dansgroepe gehad, wat op musiek bewegings gedoen het, terwyl die musiek speel. Ja, dis ons boos. Maar dan van die kerke nog koordans. Christene sal koordanse vat, maar nie die ander tipe Christen. Nee. Tog, een meisie, wat selfs na van die swaarder musiekgenres geluister het, en self daarvan gehou het by die jeugleier gaan kla, omdat ek durwaag het, om metal en rock in die kerk te gebruik. Dis tydens die sogenaamde samekoms van Christene. Selfs my vriende, wat baie met metalgroepe en met metal te doen het en gehad het, en selfs in sulke groepe gespeel het ook so gevoel, of voel ook so. Hierdie musiek hoort buite die kerk. En dit stem my baie hartseer. Ek vra soos in ander van my video's,
Wat beteken kerk? Waar is ons kerk? Moet ons as Christen nie oral kerk wees nie? Is ons nie oral kerk nie? Of ons dit wil en of ons dit nie wil wees nie. Heel wat hedendaagse lofprysingsliedere en ook aanbiddingsliedere is rockmusiek, ligte rockballades, basies. Boos vir so baie. Nie waar nie? Gaan oor die musiek. Te swaar vir die een, gaan oor die musiek. Vir die ander te lig, gaan ook oor die musiek. Vir my is dit amper lagwekkend. Nee, trane dallok wekkend. Wanneer Christen kerke en gemeentes soveel moderne lof en 'n prys- en aanbiddingsliedere gebruik in hul dienste, maar steeds sekere musieksoorte as daarom net te erg beskou en nooit in hul dienste toelaat en sal toelaat. Nog 'n staaltjie. Lang terug, toe ek nog jonk was, het my broers en 'n maat begin om as DJ's by partytjies op te tree. Van die woorde van daardie musiek waarop hulle gedans het en gespeel het, was nie baie heiligmakend nie. Dus het Kippie, hierdie onnoosle dwaase gekke ekke, wat eintlik Christen rock en metal musiek geluister en stadig maar seker by mekaar gemaak het, begin soek na Christendans en trance en rave musiek. Baie vinnig moes ek agterkom dat ek 'n groot blaps begaan het. Eerstens was dit Christenmusiek, kerkemusiek. Dit het in die kerk gehoor. Moes ek hoor by die wat ek gehoop het dit sou gebruik. Tweedens is reguit vir my gesê dat die groepe net nie so goed was, of glad nie goed was. Dis onbruikbaar. Ja, ek was onkundig. Daarom het ek foute gemaak en tog het ek hier en daar raad gehad. Maar so was dit waar van al daardie groepe. Derdens moes ek geweet het dat die mense eintlik maar meestal bekende liedjies verkies, of wat vir hulle bekend is. Tensy die DJ's ander speel, dit bekend maak. My paar groepies was heeltemal onbekend. En in die kerk mocht daardie musiek ook glad nie gespeel word nie. Bose musiek, Satanse musiek. Dit kon ook dalk net die jong mense in die kerk laat dans. Dink net, boos, dans in die kerk. Dan dink ek aan Dawid wat voor die ark uit gedans het. Maar goed, dit was nie in die kerk. En tog in God se teenwoordigheid. Ek het steeds daardie series, meestal is ek maar bitter spyt dat ek hulle ooit gekoop het. Die geld kon dalk net so 'n paar baie duur metal series moontlik gemaak het. Ander kere wonder ek. Ek is eklekties, dis het die musiek daarom so af en toe vir myself. My Christenrock en metal ensovoorts albums lê in die kas. En ja, almal is na my rekenaar gerip, lang terug. Maar van selfs lang voor hierdie rekenaar herstel is, nadat hy onherstelbaar was, deur rekenaarouens, my vriend hom reg gemaak, dankie David. Of Dave. Maar van selfs lank voordat hierdie onherstelbare rekenaar herstel is, het Windows Media Player net 'n gereeld probleem gegee. Ek het amper opgehou om te luister. En dan hoor ek dat van my vriende amper dubbel soveel goed as wat ek het, op hulle rekenaars deur Windows Media Player speel. Maar nou ja, onbruikbaar lê in die kas, of op my hardeskyf. Ek wou so graag hê, dat meer mense van daardie groepe sal hou, as veral van die werklik sataniese en okkultiese groepe. En daar is van hulle, daar's baie van hulle.
En dis hoekom ek daardie albums in die kerk sou ook wou gebruik. Waar jong mense, en natuurlik al die ouer, onder die kerkbank, ek bedoel buite die kerk, onder die kerkbanke, metal en rock liefhebbers. Die ou mense wat dit ook luister, ouer mense, dalk net 'n groep sou hoor, waarvan hulle hou, en sou hou, en dalk sou begin ondersteun. Dwaas. Hierdie groepe is amper heeltemal onbekend aan die meeste rock en metal luisteraars. Hoekom sal enigiemand kies om hierdie moeilik verkrygbare groepe met al hul baie duur albums weens rand-dollar, rand-euro wisselkoerse en invoerkoste en belastings ensovoorts te luister, as ander baie goeie groepe en bekende groepe maklik verkrygbaar is of was. Let wel, ek stel dit so omdat ek die CD's versamel, of liewer versamel het, wat dan na my rekenaar gerip is. Ek wil die musiek enige tyd, enige plek kan luister. Dis my keuse. Maar die meeste mense in Suid-Afrika koop nou maar al hulle musiek deur een van die beskikbare toeps en kan dit net met daardie toeps luister. Hulle het 'n spesifieke foon en dan het hulle die Apple se ding of Android se musiekspeler en jy kan net na daai musiek op daai speler luister. Let wel, maar as ek groepe so sou versamel, is dit baie makliker om enige van my groepe in die hande te kry. En dit is ook dieselfde prys as wat jy gaan betaal vir die nie-Christelike groepe. Geen verskoning meer. Maar nou ja, van die nie-Christelike groepe wat daar buite is werklik briljante musikante. En dan wil ek vra, was Mozart 'n Christen? Hoeveel van die groot musiekmeesters was Christene? En al die nie-Christelike groepe wat werklik briljant is en na albums baie goed is, nou ja, dan luister jy dan, sodat mense die operas en ander goed luister, kan hulle maar net sowel die ander goed luister. Ek kyk ook maar partykeer na van die ander groepe se musiekvideo's op YouTube. Ek kan dit nie koop nie en ek gaan dit nie koop nie. Ek het 'n keuse gemaak. Maar hulle is briljant. En nee, soos gesê nou net, mense hoef nie net na Christenmusiek te luister. Dan sou selfs die hele klomp klassieke musiek in die asblik moes beland. Dit is mos wat mense nie aan dink. Ek sal nou, wanneer ek oor die woorde gesels, 'n bietjie my meer wonder en vra. Maar weer vra ek, het ons God lief met ons hele hart? Loof en prys ons God selfs net met ons hele hart, met al ons musiek. Soos wat Dawid hulle met al hulle musiek gedoen. Ek het klaar die vraag gevra en ek vra weer, waar is ons kerk? Is die kerk net die gebou? Nee. Maar kom ek speel nou maar met die woorde so baie doen en vra, waar is of het en beleef ons die sogenaamde samekoms van die gelowiges? Net in een gebou? En in sy erediens? Is dit nie maar wat, omdat soveel man net sogenaamde kerkchristene is? Wat sê dit van Christene? As hulle die musieksoorte waarvan hulle hou en amper of altyd luister, self beskou as dat dit te erg of boos of wat ook al vir die kerk, die sogenaamde samekoms van die gelowiges is. Is ons nie oral God se kinders, kerk nie? Is ons nie selfs as 2 of 3 in God se naam by mekaar is, kerk nie? Maar ons Christene het mos al lankal so lou geraak, dat ons werklik volgens soveel net en in
en by die kerkgebou, of by die amptelike kerkgeleenthede, miskien kerk is? Wat sê dit van jou musiek, as jy self dit nie in God se teenwoordigheid, waarom ons net kamptig kon suis by en in die kerkgebou sou wees, wil hê, of gebruik of luister nie, daardie God wat oral en altyd teenwoordig is. Maar is maar net wat ons goed, sommige. Maar ook, is elke Christen nie eintlik volgens die Bybel, daardie God wat ons na bewering dien en aanbid en loof en prys, se tempel nie. Liedjie sing, weet jy nie, jy's 'n tempel. Maar dit beteken mos niks. As jy self jou musiek, die musiek waarna jy luister, as te erg of wat ook al vir die kerk beskou, hoe durf jy God se tempel enigstens daarna luister? Want jy en ek is mos oral waar ons gaan, God se tempel. Wat bring jy en ek dan in God se tempel, ek en jy in? Oor wie gaan lofprysing en aanbidding? Oor ons mekaar verdra? Nooit. Wat volg wanneer mense met verskillende musieksmake nie mekaar gun om ook hul musieksmake in die kerk, in die erediens, in en tydens samekomste van die gelowiges tot Gods eer te gebruik nie? En nie dominee, of van die dominee of ouderlingenskant af, nie gemeente. Die orgel is dan te oudtyds. Ons wil dit nie meer hoor nie. Of van die gemeenteskant af, soos ek gesê het. Gebruik net die orkes of klavier ensovoorts. En van die gemeenteskant af dan, anders sing ons net nie saam nie. En hou ons gedagtes met ander goed besig. Of met ons fone. En ook, al daardie oudtydse liedboek, liedere en gesang en psalms en selfs halleluja, liedere ensovoorts, is daarom net te ouderwets. Ons wil en sal dit nie meer sing nie. En in sekere gevalle dis ook nie meer wat ons glo nie. Ek sal dit nie sing. En as jy en julle dit aanhou sing, hou ons net ons mond toe. Ons sal nie saam sing nie. Of ons loop. Die ander kant van die draad se gras is daarom nog altyd groener. Nie waar nie? En jy kan in enige van die meeste kerke toe gaan en hierdie musiek hê. Aan die ander kant, dominee, hoe durf jy daardie bose en heiligskennis musiek in hierdie heilige plek toelaat? Weet jy dan nie dat dit boos is nie? Of, dominee, ons hou net nie van al hierdie nuwe soortige musiek nie. En van beide, as jy enigstens sulke musieksoorte gebruik, hou ons net ons monde toe. Ons sal nie saam sing nie. Julle mag en moet net die orgel in die kerk gebruik. Of ons loop. Saamwerk, saam God se lof en eer besing, saam God aanbid en loof en prys, oor musiekgenres heen, musiekgrense heen, o nee. Wat word dan van nog 'n ander soveel misbruikte Bybelse beginsel? Daardie beginsel van dat Christene, eintlik Christene wat nog dieselfde Christen geloof het as ware Christene, oor die afgelope 2000 jaar, mekaar moet verdra. En selfs aanvaar. Let wel, hulle moet eerstens dieselfde glo rakende Jesus, die Vader en die Heilige Gees ensovoort. En dan, wanneer hulle hierdie geloof en daarop volgende leefwyse in ag geneem het, moet hulle oor soveel ander goed mekaar verdra. Ten minste verdra. Anders aanvaar. God het mense anders geskep.
Soms word hieroor beweer dat mens net die jonger mense, veral maar lankal nie meer net jonk nie, daar's ouer mens ook, se lofprysing en aanbydingstyle en musieksoorte in kerke moet gebruik. Net dit. Sodat die van hulle wat ten minste nog in die gemeente of gemeentes en kerke en denominasies oor is, tog net nie ook hulle goedjies moet vat en loop nie. Hulle is tog die toekoms van die kerk. Hulle hoef nog nooit te leer om ook ander Christene, ander opregte Christene in ag te neem nie, tegemoet te kom nie. Let wel, dat daar ook selfs jong mense is, wat net van ouer ensovoorts, klassieke ensovoorts musiek en lofprysingstyle hou. Nie modernes nie. En die omgekeerde is ook maar waar. Pas op vir vraaggemeenings. Daarteenoor word soms beweer dat net die ouer lidmate se lofprysing en aanbiddingstyle en musiek gebruik moet en mag word. Die jong mense is maar net jonk, hulle moet die ouer garde respekteer en in ag neem en by hulle aanpas. Paulus het so gesê. In baie gemeentes is daar mos amper net ouer lidmate oor. Paulus het so gesê. In baie gemeentes is daar mos amper net ouer lidmate en selfs ou mens lidmate oor. Hulle dra die gemeentes in finansieel. Die jong mense het nie 'n sê nie. Hulle moet maar inval of loop. Ons het hulle mos nie nodig. Ja, die omgekeerde is ook mos waar. Jong mense moet maar loop. Ons het hulle nie nodig nie. Maar na die jong mense se kant toe, of die nuwe musiek se kant toe, hulle en hulle bose musiek is nie welkom hier. Hulle moet maar loop. Nee, jy kan mos nie 'n ou hond nuwe toertjies leer nie. Of liewer, ouer mense en ou mense kan en mag mos nie verander en leer ensovoorts nie. Hulle kan en mag mos altyd maar dieselfde bly. Ander in ag neem, aanpas, nooit gesien. In soveel gemeentes loop of die wat van die ouer lofprys en aanbiddingsliedere en musiekstyle en veral met die orgel hou, of hulle loop, of die wat van nuwer musiekgenres en musiekinstrumente en style hou, vat hul goedjies en loop. En self het ek gesien en ervaar hoe nog meer van al twee kante se groepe loop, toe daar probeer is om die verskillende lofprys en aanbiddingsstyle en die meegaande musiekgenres saam in een diens te gebruik. Stupid vraag, onnoosel vraag. Wat gebeur as die orgel breek? Of daar nie krag is nie? Wat die krag aan betref, 'n heeltemal onbekend persoon het vir ons gemeente 'n kragopwekker gekoop, wat selfs die orgel kan laat werk, al is die orgel dan nie op volstoom nie, net so halfmas. En genadiglik het ons gemeente al geruime tyd 'n klavier ook in die kerk. Maar ons gemeente se orgel het nou gebreek. Nou moet Kippie, hierdie ek, hoor dat daar mense is wat nie werklik daarmee genee is om saam met die klavier te sing. Of sal hierdie twyfelende ek dalk nou sê my spel op die klavier. Hoe kan daar selfs net vir 'n paar weke verwag word dat hulle saam met die klavier, soos deur Kippie gespeel, gesing word? Daar word nou selfs geagiteer deur sommige dat ek maar moet huis bly, totdat die orgel weer eendag reg is. Hulle sal met die liedboek se amptelike orgel MP3's regkom en sing. Baie dankie. Dink net al die gemorste koste op hierdie orgelspelende wat nou gespaar kan word. Soos iemand toe vir my sê, hoekom dan nog enigstens van my gebruik maak? En dit maak seer. Nou dit wys
dit wys van die amper die orrel denkwyse. Aan die ander kant van die draadwerk, in vandag se tyd is dit amper onmoontlik vir 'n gemeente wat nuwe genres lof en aanbiddingsmusiek gebruik, om ooit heeltemal sonder musiek te wees. Dis amper onmoontlik. Tussen hul voorsanggroepe en afgelaaide video lofprys en aanbiddingsliedere en kragopwekkers is daar nie juis so 'n kans nie. Maar wat sou gebeur as daar werklik iets sou gebeur, dat geen voorsanggroep of rekenaargespeelde musiek beskikbaar sou wees? Geen krag, ook nie 'n opwekker, of die opwekker wat hulle het. Tog? Dis baie makliker en vinniger en in heelwat gevalle baie goedkoper om 'n nuwe gitaar of selfs elektriese klavier te gaan koop of in die hande te kry, byvoorbeeld te leen, en of 'n kragopwekker te kry of te leen, wat hierdie instrumente kan trek, as om 'n orrel te laat regmaak en selfs 'n gewone klavier te laat regmaak, wat weke kan duur, en die orrel ook 'n baie of 'n sterk genoeg kragopwekker het te kry, wat daai orrel se krag honger kan hanteer. Duur instrumente. Weer, gaan ons lofprysing en aanbidding dan oor God of oor onsself? Wie het ons lief en dien ons in al bogenoemde gevalle? God of onsself? Ek wonder nogal wat daardie Bybelse Oud-testamentiese musiek Mozart geniet, Dawid met al vandag se musiekinstrumente en style so aan. Ook wonder ek of Dawid en Israel in daardie tyd werklik God met net sulke monotone en stemmige ensovoorts musiek en sang gedien het, soos vandag beweer word. Het al Dawid se musiek amper presies dieselfde geklink? Alles op dieselfde toonhoogte en ritme, alles teen dieselfde tempo. Maar dan voeg Psalms nog by dat dit met begeleiding van sommige instrumente gesing is. Hoe het Dawid se musiek werklik geklink? Selfs kore tegelyk begelei deur verskeie musiekinstrumente. Wat van daardie mense wat net glad nie van sing of musiek hou nie? Of is dit miskien in sommige gevalle dat hulle net nie van kerkmusiek hou? Blyk maar net stil. Of, nee, dominee Orrelus, sien, ons kan nie sing. Ons is so vals. Gee God om as jy hom loof en prys en aanbid met jou valsstem. Kyk God dalk eerder na jou hart en aanvaar jou lof en aanprys en aanbidding eerder as iemand wat perfek kan sing, maar wie sy hart nie daarin sit en wat hom nie lief het. En in die kerk, 'n gebou, tydens sogenaamde eredienste, na bewering ter ere van God, is almal mos saam vasgekeer, vasgevange en vasgebind met kettinge van haat en afskeid en misnoë en vernyn en skinder en spot ensovoorts ensovoorts. Al kan enigeen wat nie omgee om na gestaar en later oor geskinder te word nie, uit vrye wil loop. Wat gee? Geen Christen hoef mos in die erediens te bly nie. Want dit gaan mos oor ons en ons gevoelens, waarvoor ons sou hy nie hou nie. En selfs wanneer almal in die erediens gebly het, na die tyd loop die geskinder in elk geval oral rond. Eredienste ter ere van onsself. Net met ons hele hart. Maar nou vra ek die vraag ook anders. Prys en loof en aanbid soveel van ons dalk God net met ons hart. Wat bedoel ek? Hoeveel mense wat kerk toe gaan, sing eintlik net saam vir die gevoel wat die musiek ensovoorts in hulle losmaak. Hulle sing vir die ervaring daarvan. Hier is mos nog een rede, hoekom soveel Christene die moderne lofprys en aanbiddingsstyle en musiek
verag en verfoei en haat en as boos beskou. Want dit is mos volgens laasgenoemde tog net altyd net die musiek vir daardie sogenaamde en so beweerde ervaring van God se teenwoordigheid na, altyd. O nee, God mag nooit maar nooit, selfs al is van of selfs die meeste van die teenwoordiges waarlik sy kinders, sy teenwoordigheid laat voel, terwyl daardie teenwoordiges op sulke volgens ons bose ensovoorts lofprys en aanbiddingstyle en 'n musiek hom loof en prys en aanbid nie. Hy mag nie sy teenwoordigheid laat wees nie. Hoe durf hy? Ons sê so. Ander, al is dit dalk baie minder, kry dalkies net soms dieselfde gevoel van God se teenwoordigheid met die orgelmusiek, ander klassieke musiek, en vele sal dit net nooit erken. Meegesleer, dis die woord, die naap van God se teenwoordigheid. Tog is die vraag, hoeveel mense op enige lofprys en aanbiddingstyle en musiek, en van enige ouderdomme, werklik God loof en prys en aanbid. Hoeveel sing nie maar net saam, omdat dit lekker is om saam te sing. En heel party ateïste beweer mos, dat enige sogenaamde en so beweerde ervaring van God se teenwoordigheid, eintlik maar net 'n opsoepery van gemoed is, deur die musiek. Nou het van hierdie ateïste ook begin om sekere plekke by einkomste kerk te hou, waar hulle kuier en gesels en selfs 'n spreker het, wat vir hulle 'n boodskap bring. 'n goedvoelboodskap, 'n motiveringsboodskap, soos in soveel kerke ook gevind. En dan sing hulle ook saam. Saam sing om dieselfde ervaring as in die kerk te probeer kry en te na te maak. God is tog nie by hulle teenwoordig. En volgens hulle net so min by kerke en Christene. Waarom loof en prys en aanbid ons God, ook met sang? Kan en mag dit ooit net oor ons gevoelens gaan, oor ons ervarings, en oor die lof, prys en aanbiddingstyle en musiekgenres, ook met orgel heen, wonder ek soms, hoeveel keer God werklik, soos deur die ateïste beweer, eintlik glad nie teenwoordig is. Omdat selfs ons, wat werklik sy kinders is, hom nie regtig met ons hele hart loof en prys en aanbid nie. Voorsanggroepe, musiekgroepe en orkeste en Christen musiekkunstenaars. Dis mos nog 'n punt waaroor gestry en gesaanik en gil gebraak en geloop word. Vele kere het ek al gehoor hoe voorsanggroepe in kerke beskuldig word, dat hulle eintlik maar net musiekgroepe of orkeste is, waarna mense gaan kyk, en selfs mee saam sing, maar tog eintlik net optree, konserte. Die mense wat dus na die kerke en gemeentes gaan, waar sulke voorsanggroepe is, gaan eintlik maar net na vertonings, konserte. Dit gaan dan mos om die groepe. Dit gaan oor hulle, die lede. Hoe kan dit enigstens oor God gaan? Hoe mag dit? Dis die beskuldiging. En dan word alle voorsanggroepe ensovoorts onmiddellik veroordeel, geteer en geveer. Is dit altyd en in alle gevalle waar, dat voorsang en selfs Christenmusiekgroepe en Christenkunstenaars se musiek en sang van hulle se werk net oor hulself gaan? Ek wonder nogal. En kan dieselfde bewering nie ook dan heel partytjie selfs gemaak word van orgeliste en ander musikante van so beweerde klassieke instrumente wat tydens en voor en na sommige kerkdienste speel, optree nie? Maar die mense kyk daar meestal tog nie vir die orgelis ensovoorts wanneer daar tydens dienste gesing word. Ek kyk lekker agter die orgel weg.
Na voorsanggroepe en musiekgroepe en kunstenaars word ons gekyk ensovoorts wanneer hulle sing en speel. Maar nou wil ek vra, hoeveel van ons Christene ken nog die liedere wat tydens dienste gesing word uit ons koppe? Ek erken dat ek self lankal nie meer die meeste liedere se woorde onthou nie. En as ek nie die orgel speel nie, maar moet sing, kyk ek ook maar op die skerms, waarop die liedere se woorde gegooi word, en sing dan so. Wanneer ek al in gemeentes was, waar voorsanggroepe was, het die meeste mense ook maar op die borde gekyk, nie na die voorsanggroepe nie. Sommige jong mense en ander wat nog kerk toe gaan, kan sommige of selfs heel party van die moderne lofprys en aanbiddingsliedere, wat in hul kerke gebruik word, uit hul koppe ken. Hulle ken dit. Hulle ken die woorde en hoef dus nie, wanneer daardie liedere gesing word, na die borde of skerms te kyk. Wat maak daardie jong mense en ander dan? Kyk almal van hulle dan na die voorsanggroepe of individuele lede van die groep. En kyk hulle altyd wanneer hulle nie sing nie. Dit is nie wat ek meestal opmerk en opgemerk ervaar het nie. Wat ek gesien het, is dat die meeste jong mense ensovoorts hul oë toemaak en saam sing. Heel partytjie met geligte of gehefte hande. Ek kan nie beweer of sê dat almal dit doen nie, maar heel party sing dan werklik tot eer van God. Hulle praat met God, terwyl hulle hom loof en prys en aanbid, saam met die musiekgroepe, die voorsanggroepe, die kunstenaars. En ja, ek het dit ook al by heel party ander Christengroepe en Christenmusikante se optredes en vertoningskonserte gesien. Al is dit nie in die kerk. Mense, jonk en oud, leef hulle in daardie groepe se musieke, sing sonder enige skerms of borde lustig saam, en loof en prys en bid saam met mekaar en die groep of kunstenaar, die God vir wie daardie musiekgroep of groepe en kunstenaars of voorsanggroepe ook prys en loof en aanbid. Mag ek vra, hoeveel Christene wat so liefdevol ander in kerke of gemeentes waar daar voorsangsangers of voorsanggroepe is ensovoorts is, verwyd en veroordeel en beskuldig dat hulle net na vertonings by hul kerke of gemeentes gaan, ken hul gunsteling nie-christelike kunstenaars se liedjies se lirieke uit hul koppe en sing lustig saam by daardie kunstenaars se vertoningskonserte. Of oral waar hulle gaan, selfs al hoor hulle nie die musiek. Sonder borde en skerm. Dan sal ons lustig saam sing. Maar ons sal veroordeel die ouens wat saam met voorsanggroepe God prys en loof en aanbid. Ja, sommige mense kyk of staar net na die kunstenaars. Ander leef hulle in die musiek. Dit geld alle musieksoorte, ook klassieke musiek. Nou ja, al het sommige mense op sommige musieksoorte so 'n bietjie robber meelewing as die meeste ander. Die vraag is of die voorsanggroep of orkes of musiekgroep of kunstenaar God loof en prys en aanbid of nie. Dieselfde vraag geld ook elke gemeente of kerk waar 'n orgel of klavier en of trompet ensovoorts gebruik word, rakende die orgelis, pianis, trompetspeler. Glo hulle ooit? Glo daardie orgelis nog? Loof en prys en aanbid hulle God. Hoeveel kerke of gemeentes se sang met orgel en of klavier ensovoorts begeleiding het nie ook maar al lankal vir God net maat en patroonlose klinkende metaal, 'n kakofonie, geraas geword. Nommer 2, met my hele verstand. Ek vra, kan ons God enigstens met ons hele hart lief hê en ons so loof en prys en aanbid as ons denke nie ook deel daarvan is?
Die Bybel verwag meer van ons. In Matteus 22 vers 37 haal Jesus die Ou Testamentiese bevel: jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Jesus herhaal. En in Markus 12 vers 30 voeg by: en met al jou krag. En om hierdie rede het ek toe, deur net 'n paar woorde verander, 3 ekstra verse aan Liedboeklied 209 bygevoeg. Hulle is: Heer, met my hele siel, kom sing ek 'n lofsang. Heer, met my hele siel, kom sing ek 'n lofsang. Vers 3: Heer, met my heel verstand, kom sing ek 'n lofsang. Kom ek van die magtige wonders verstaan. Met my verstand, want ek dink daaroor. Heer, met al my krag, kom sing ek 'n lofsang. Maar sal hierdie woorde nie maar net 'n groot leuen, 'n varkskietery, nie eers net 'n spekskietery nie, 'n varkskietery wees vir die meeste van ons. Al meer vandag hoor mens dat Christene, veral behoudende Christene, beskuldig word dat ons God te veel met ons verstand dien en wil probeer dien. Ons dink na bewering te veel, of wil te veel dink en te veel redeneer. Dan word ons vertel dat ons meer op die ander 3 wesensdele van ons moet konsentreer. Selfs word so amper bygevoeg of openlik gestel dat ons eintlik glad nie moet dink nie, net glo. En tog is dit al eeue so. Baie Christene glo nie. Jesus het mos beveel dat ons net soos kindertjies net moet glo. Op ander teologiese gebiede word dit heel partykeer baie duideliker en kragtdadiger gestel. En tog kom dit soms so vinnig duidelik na vore in ons lofprysing en aanbidding. Ek sien eergister my ateïstiese neef al laasgenoemde glo soos kindertjies ook maar lekker aan in 'n hele bespreking op die Nuwe Hervormers Netwerk se Facebookblad oor 'n beriggie of mening of brief wat Stefan Joubert in 'n bekende koerant laat plaas. Dit is tog so lekker vir die ateïste om vir ons Christene van onnadenkende geloof te beskuldig en terselfdertyd ook net vir ons te sê dat daardie bose Bybel dit volgens hulle beveel dat ons so moet glo, net glo. Want net dink sekere Christene dalk net so 'n paar logiese redenasies in Bybels bewyse uit, wat alsof soveel van wat die ateïste glo, verkeerd en onlogies en onwerklik en boos uitwys. Hoeveel van ons wat beweer dat ons God liefhet, let wel, liefhet, nie net glo dat hy bestaan nie, val ook maar gou-gou vir bogenoemde menslike redenasies. Wat beteken dit werklik om soos 'n kindjie te glo? 'n Klippie in die skoene om iets so lank te pla en om oor te dink. Sou selfs 'n kindjie in Jesus se tyd en die res van die Bybel se tyd sommer maar net, sonder enige rede, geglo het. Is so 'n ongegronde geloof wat Jesus van ons verwag. Ek wonder nogal wat die Bybel hieroor te sê het, as mens dink aan die ouerlike verantwoordelikhede en ander, wat van die Ou Testament afkom. Wat word gesê? Vertel jou kinders, leer hulle wat ek gedoen het, vertel hulle wat ek gedoen het, sê God elke keer. Vertel die goeie goed wat God al gedoen. En die strawwe as toe God gestraf het. Vertel hulle, waarsku hulle, leer hulle. Het jy van nie dalk net so onnadenkend geglo wat die Bybel in slangvorm aan haar opgedis het nie? As 'n mens nou net moet glo.
En tog is daar 'n agtergrond wat sê God het iets gedoen en God het iets gesê. Dis hoekom sy van beter moes word. Jy kan ook nie net sê 'n kind moet net glo nie, want jy wil dit nie hê dat jou kind sommer net enigiemand glo nie. Selfs die ateïste weet dit. Want hulle wil dit nie hê. Ek sal maar in 'n volgende video hieroor moet gaan raai die pas speel. Ek wonder egter ook hieroor wanneer ek aan lofprysing en aanbidding dink. Dink net. Onnadenkend glo ons dat hierdie of daardie musiekgenre boos is. Dink net. Onnadenkend glo ons dat die God wat die skepper van die heelal, van beide sienbare en onsienbare dinge is, nie daardie musieksoorte waarvan ons nie hou nie, geskep het nie. Dink net. Onnadenkend glo ons dat ons maar net onnadenkend in daardie God wat die Bybel vir aan ons gegee het, ja, God het die Bybel aan ons gegee, dat ons maar net onnadenkend in hom kan glo en kon begin glo het. Onnadenkend. Dink net, onnadenkend glo ons maar net dat die manier waarop ons God loof en prys en aanbid reg is. Dink net, onnadenkend beweer ons dat ons die almagtige drie-enige God kan loof en prys en aanbid soos ons wil. Net soos ons wil. En net soos ons wil, nie soos ander. Dink net, onnadenkend beweer ons dat ons God in loof en prys en aanbid, terwyl ons onnadenkend musiek maak en onnadenkend klanke en woorde en sinne sing en saamsing, en glad nie weet of omgee wat en waarom ons sing of musiek maak. En dan onnadenkend speel ons dalk liedere en sing dalk liedere ensovoorts, wat vir God laster en spot. En ons tot sonde aan het, want ons glo mos net. Sommer so sonder rede glo ons net. Nes Jesus self ons volgens ons mos beveel het om te glo. Soos ons en die ateïste en agnostici glo. Sommer so sonder rede. Die woorde. Waarmee loof en prys en aanbid ons God? Doen ons dit net deur musiek en met musiek, sonder stemme? Daar is tye wanneer God net deur en met musiek wel geloof en geprys en aanbid word. Maar meestal word daar ook gesing. Wat sing ons? Sing ons maar net note en of tooname. La 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 la. Nee, ons sing of sing ons 'n gebrabbel. Nee. Woorde. Dis tog wat ons sing, nie waar nie? Woorde voorsien betekenis aan liedere wat ons sing. Soveel meer as die musiek waarop ons sing, is die woorde wat ons sing. Ook, sing elkeen maar sommer sy of haar eie woorde, maak woorde op terwyl ons sing, soos die moderne kletsrymers, rappers, en dan natuurlik so almal tegelyk, jy weet. Want meester van ons kerkgangers is tog veronderstel om gelyk te sing, saam tegelyk te sing in die erediens. Dink net die kakofonie as ons dit so doen. Nee, elke lied het spesifieke woorde, geskryf deur 'n persoon. Ja, dit het nie sommer maar net hierso verskyn. Woorde wat in frases en sinne op spesifieke maniere saamgevoeg is, om 'n spesifieke betekenis aan 'n lied te gee. En nee, dis nie net kerkliedere en Christenliedere wat betekenis het nie. Ek het al, wanneer ek so voor die diens die voorafsang moes lei, reguit vir die mense gevra, of aangesê om asseblief tog net te let op wat hulle sing, om die woorde van die liedere wat hulle sing,
of saam moet sing, daarop te let. Natuurlik kom ek, die dwaas, dit gekies het. Te lees, en ek so 'n bietjie te dink daaroor. Want, weet die meeste van ons Christene, wat so die kerke leegsit, nog wat hulle sing of net nie saam sing. Reg oor alle denominasies sien, weet jy wat jy sing? Gee soveel enigstens uit om? Weet hulle wat daardie liedere wat sommige so lustig saam sing, ander so halfmond saam sing, ander so stil saam sing, en ander glad nie saam sing, nog sê, wat die woorde van die liedere wat ons sing beteken? Moet ek byvoeg en vra, hoeveel nog enigstens weet wat ons glo? Die liedere van die kerk weerspieël tog wat ons glo, nie waar nie? Of, dis veronderstel om so te wees, en te gewees het, deur millennia heen. Gaan lees maar weer byvoorbeeld die psalms in die Ou Testament, en moontlike aanhalings uit liedere in die Nuwe Testament. Sing wat jy glo. Dus, weerspieël die liedere wat ons sing, vir die wat nog glo, wat ons glo, en of veronderstel is om te glo. Gee ons ooit om, maak dit vir ons saak. Hoeveel Christene sing maar net onnadenkend enige lied waarvan die woorde op die skerms ensovoorts van kerke gegooi word, of uit die boekies. Sing die woorde, sonder om enigstens ag te slaan daarop. Sing selfs onnadenkend lekker liedere, al is die teologie daarin bevat, gebrekkig of heeltemal ketters. Ironies dat ek 'n oom ken wat 'n ateïs is, wat in kore sing, onder andere dan aan kerkliedere sing en leer, maar natuurlik glad nie glo wat hy sing nie, en beslis nie sy tyd mors om nog te dink oor daardie onnoosel woorde. Of sing ons maar net liedere, wat of omdat dit bekend of oorbekend is, en amper altyd lekker sing, met die mond en vir die lekker, of onder protes, sonder om enigins te glo, en of te dink en of te weet, wat daardie woorde sê of beteken. Lieg ons, wanneer ons in die kerk, en enige plek waar ons die kerkliedere, en enige ander Christenliedere, Christelike of beweerde Christelike liedere, hardop in die kop, of in die kop saams. Lieg ons? Net soveel lieg, deur nog op enige en alle vrae, wanneer soveel formuliere aan hulle gestel word, aan ons gestel word, onnadenkend sonder enige omgee, ja antwoord. Sing nie tot God nie, maar tot onsself, of afgode, of selfs die Satan. Ek wonder soms, as ek in 'n stuitige bui is, hoeveel mense in die kerk sou agterkom, as ek byvoorbeeld Jan Pierewiet of Sari Maree sou speel, net skielik daarmee sou wegtrek. Sou die meeste mense selfs agterkom, of sou die van hulle wat die woorde nog ken en onthou, dalkies net lustig begin saamsing, met hulle valse stemme. Dis nou voordat die meer ingeligtes, hulle dalk net sou stom maak. Hoeveel sou enigstens omgee? Wat sou sommige maak, as ek doodeenvoudig een van hul gunstelinge nie-Christen kunstenaars se liedjies begin speel? Sou hulle agterkom? Sou selfs soveel wat weier om in die kerk te sing, maar lustig by hul gunsteling kunstenaars se konsert of optrede saamsing, agterkom? Of sou hulle daar in die kerk onbewustelik, lustig en kliphard saam begin sing het? Ten spyte van sommige van hulle se so beweerde vals stemme. So lekker. Ons sal ons gunsteling nie-Christen kunstenaars of Christen kunstenaars, waar ons ook al gaan, met ons klipharde valsstemme of mooi stemme, vereer,
vir wat hulle vir en aan ons doen. Maar die God, wat vir hulle daardie stemme van hulle, en ook ons stemme, al is ons stemme hoe vals, gegee het, en wat ons sien en altyd by ons is, nee, vir hom sal ons nie so vereer nie. Baie van ons sal nie ons monde oopmaak. Ons weier. Weer stel ek die vraag, loof en prys en aanbid ons God met ons hele hart en met ons hele siel, met ons hele verstand, omdat ons hom so lief het? Hoeveel van ons mense weet enigstens wat die woorde is? Meer nog, beteken van liedere wat hulle in die kerk saam sing, of veronderstel is om saam te sing. Al ken mens nie die woorde uit jou kop nie, kan die meeste tog daar die woorde lees en volg, en daaroor dink, nie waar nie? Aan ander wil mens vra, of soveel kerkgangers werklik weet wat daardie woorde wat hulle so uit hulle koppe ken, en lustig in die kerk saam sing, of daardeur een stil bly ooit beteken. Hulle sing die woorde, beteken niks. Hulle ken die woorde amper onbewustelik, net soos baie mense die Bybelse verse moet ken, tekste ken. Wanneer mense vra wat daardie woorde beteken, kry mense lelike kyk, en of groot stilte, of absolute verwarring. Hoe kan ek tog nou vir hulle vra wat kerkliedere se woorde beteken? Hoe durf ek dit van hulle verwag? Sing maar net lekker saam. Maar dit bly ook nie net in die kerk nie. Al is die kerkliedere se woorde dalk so bietjie belangriker. Dalk net so bietjie. Hoeveel vandag se Christene weet wat die woorde is van die liedjies van hul gunsteling kunstenaars? Daar is heel party kerkgangers wat glad nie nadink oor wat hul gunsteling kunstenaars se liedjies se woorde is en beteken. Aan die een kant kan hulle die liedjies se woorde lustig sing, maar vra mens wat die woorde beteken, dan is dit soos met bogenoemde. So 'n paar kerkgangers sal dalk nog so effe verleë voel en lyk as van daardie liedere se betekenis nou nie juis met ons Christen leefwyse ooreenstem nie. Die res gee net nie om. 'n baie bekende Afrikaanse kunstenaars wie se liedjies deur soveel kerkgangers uit hul koppe geken word, en ek dink sommige dans sommer op dit ook, sê een liedjie verkondig 'n gerondvlenter van die een na die ander ou of meisie. Dit is waaroor te gaan. Sal liewer nie 'n klou gee. Die lappies is te veel. Dit ken ons mense. En hulle sing lustig saam, wanneer dit waar ook al gespeel word. Weer wonder ek, ons mense ooit eens omgee wat hulle sing. Vele Christene verongelukkig heel partykeer in een van twee groepe wanneer dit by musiek kom. En werklik net oor die musiek. Of dit is, alles wat nie ou nuwe is boos. Alle musiek waarvan ek of die predikant of pastoor of ouderling ensovoorts nie hou nie is boos. Of aan die ander kant, dit is maar alright om na enige musiek, maak nie saak wat die lirieke sê en beteken nie te luister. En dit maak ook nie saak hoe oud of verniet dit is. En saam te sing, want die musiek is goed of baie goed. Dis lekker musiek. Let wel, daar is en was amper nog altyd nie Christen kunstenaars, musikante, wie se musiek instrumentaal en of met sang, het sy as plate, bande, CD's ensovoorts uitgereik is, en of eintlik in flieks gebruik is, wat baie goed is, en waarvan die woorde glad nie Bybels verkeerd is nie, al gaan dit nie oor God. Daardie musiek kan ook geluister word. Vir die wat so teen vandagse musiek is, selfs die groot klassieke meesterkomponiste, het baie nie Christelike, nie kerklike musiek ook geskryf. God het aan elke komponis en musikant en kunstenaar sy of haar talent gegee. Weer, dink ons ooit
oor en aan die woorde en al betekenis van liedjies, liedere, wat ons sing en wat ons hoor. Luister. Dit is baie maklik vir beide kerkgangers wat liedere goed ken, en ook die wat so af en toe 'n woordjie op die borde raak lees, of raak hoor by hul bure, om lustig saam te sing, maar die woorde is by die oë of die ore in, en by die mond uit, sonder om ooit enigstens die denke te raak. Sing ons so, as ons nie die woorde eers ken nie, en ook nie eens probeer om die woorde wat op die skerms verskyn, saam met die musiek te volg nie. Loof en prys om alle, la 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 la, waar is ons nou weer? Sy koninkryk regeer, hy beloof, la 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 la. Nie kyk rond, of sing ons wel die woorde, maar die woorde beteken niks. Ek sien in my gees die glorie, die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer, beloof aan die einde, die wolk kom my weer. Of is ons dood eenvoudig so verveeld met wat ons sing, dat ons amper slaap terwyl ons sing? Ek sien in my gees die glorie, almag van die Heer. Of bly ons net stil? Dis nie ons tipes musiek nie, en word net nie volgens ons standaarde goed genoeg begelei nie. En dan maak hierdie dom orrelis nog foute ook. Dink ons ooit na oor wat ons sing, of moet saam sing? Dink ons oor die woorde wat so lustig, of so onbereidwillig, of glad nie, uit ons monde stroom, of ten minste voor ons oë, deur ons ore vlieg. Beteken die woorde van die liedere wat ons hoor en sing, nog enigiets vir ons? Ek onthou daar so 'n paar dekades gelede, selfs Christen sangers en Christengroepe sleg gemaak is, sleg gesê is, beledig is, boos gemaak is, deur van die mense wat nie van hul musiek gehou is. Voorbeelde is dan gespeel van hoe, as die plate kwansy so agteruit gespeel sou word, die eintlike duiwelse boodskap na bewering gehoor sou word, en kon word. Kwansy sou daardie meestal geplante boodskappe, dan natuurlik na bewering die werklike boodskappe van die gewoon gespeelde plate tot niet maak, en wys hoe boos daardie Christengroepe en kunstenaars en hul musiek dan nou eintlik is, en was. Ja, dit het sommige mense weggejaag van die swaarder tipes musiek van sommige Christene groepe en kunstenaars. Al was hierdie foefie nie net tot swaarder musiek beperk. Ek noem dit 'n foefie. Ek wonder hoeveel Christen jong mense ensovoorts se plate of bande of series is dalk net deur hul ouers of ander gebreek of weggegooi, weens daardie misleidende vals naamskending en laster. Ander het maar al albums goed begin wegsteek, jy weet, goed en diep. Jong mense weet om dit te doen, ouer mense ook, met ander goed. En hoeveel het nie toch maar daardie musiek by hul vriende gehoor en gaan luister nie. Nou is dit nie altyd Christelike musiek gewees. Een vraagie. Hoeveel wat daardie agteruitspeel preke gehoor en of geglo het werklik gaan luister na wat die groepe sing wanneer hul albums gewoonweg gespeel is. Dus soos dit altyd eintlik gespeel word en moet word. En ek wonder of ons so ingeligte mense al ooit gewonder het of die kunstenaars of groepe ooit werklik enigsins met die maak, die druk, dis die duplisering van die fisiese plate of bande of series in fabrieke of waar ek wil te doen gehad.
Maar vandag, wanneer selfs ligte musiek openlik egbreek en of moord of dwelmmisbruik of roof en of diefstal of al bogenoemde en godslastering en satansaanbidding verkondig en amper enige plek gespeel en geluister word, hoeveel Christene gee om? Hoeveel dans of sing nie maar net lustig saam nie, ook van die ouer garde wat altyd geglo het ander musiek is boos, en nog steeds glo daai musiek is, ander musiek is boos. Maar ek sal op hierdie musiek sal ek daar. Terug by die woorde van kerkmusiek. Daardie musiek wat tog net binne in die kerke gebruik word en hoor, né? Volgens soveel Christene hoor dit mos. Eintlik net in die kerk. Die konandrum. Dit is 'n Christengroep kunstenaars album, musiek en woord. Daarom is dit kerkmusiek. En hoor dit net in die kerk. Nie daar buite nie. En daarom sal ons ook nie buite die kerk daarna luister. Maar terselfde tyd is die musiek ook te swaar, te erg, te boos om in die kerk gespeel te word. Dit hoort nie in die kerk nie. Daarom kan ons ook nie binne in die kerk daarna luister nie. Dus luister ons glad nie na daardie musiek nie. Christelike musiek. Maar ons sal nie daarna luister nie. Nie Christelike musiek. Dit hoort in elk geval buite die kerk, dan kan ons maar daarna luister. O ja, nou ons wil ook nog nie hê dat ons vriende moet hoor dat ons Christelike sulke musiek luister. Hulle gaan dalk net sê dis kerkmusiek en hoort in die kerk. En hulle kan dalk net dink dat ons Christene is. Wat ons nooit vir hulle vertel. Ek vra nogmaals, hoeveel Christene weet nog wat ons glo? Want, o ja, en hoekom ons glo wat ons glo? Want, as ons nie eens weet wat ons glo nie, hoe kan ons enigstens weet, as selfs daar die liedere wat ons in en by die kerk en ook ander kerkfunksies sing en speel, se woorde teologies korrek reg is. Dus, waarlik weerspieël wat ons glo, en of veronderstel is om te glo. Maklik om te sê die musiek is boos. As ons nie eens weet of omgee wat ons glo nie, en hoekom ons dit glo nie, en dus in elk geval nie eens weet of die woorde waarop tot God se eer strek nie, wys en besing wat ons glo. O ja, daai musiek is boos. Maar die ligte musiek waarna ons luister se woorde is boos. Maar ons kan maar daarna luister. Wonderlik. Omdat ek nie weet wat ek glo. Of ek glo nie werklik wat ek sê ek glo. Kom ek trek die net nouer. Hoeveel predikante, pastore en ouderlinge weet nog wat ons glo? Hulle wat volgens ons en soveel denominasies, volgens die Bybel self ook, tog veronderstel is om die hekwagters, die toesigtehouers te wees, vir en van gesonde leer. Hoeveel ouderlinge sê ook maar net, of het al vir so lank die verlede gesê, dat die of daai musiek boos is, sonder om enigins te gaan ondersoek instel. Soos wat hulle veronderstel is, na wat die werklikheid is en wat nie. Hulle is veronderstel om te gaan ondersoek. Dis hulle werk, hulle Bybelse werk. Ons hou van dit. Hoeveel het nie, en hulle weet ook, baie van hulle weet nie eens maar wat ons glo. Hoeveel het nie maar self ook maar net hul kultuur nagevolg, in plaas van die Bybel nie. En volg nie hul kultuur na nou. Maar nou ja, as hulle nie van die musiek hou nie, of nie gehou het nie, wie kan of kon met hulle stry? Nou wie luister daardie verhewe ouderling, of predikant, wat nogal uit gemeentegeleedere verkies is. Die ouderlinge word uit gemeentegeleedere verkies. Nou wie luister hulle? Die verhewe ouderling. Wie hou oor hulle toesig? Of laat ek die vraag anders stel. Sou ouderlinge wat waarlik glo, bereid wees om na jong mense ensovoorts wat wel al huiswerk gedoen het, te luister, en na eie ouderlinge huiswerk, ja, huiswerk vir die ouderling, bereid wees om die nuwer musiek toe te laat,
indien die woorde teologies korrek sou wees. Nou goed, dan kan die predikant of pastoor dalk ook 10-10 betrokke moet word. As hulle nie so oorwerk word nie, né? Hulle moet ons alles doen. Hoeveel van hierdie ouderlinge sou werklik ter wille van God se eer bereid wees om hul eie ore soms so bietjie seer te maak? Om uit te vind of die woorde en betekenis van musiek wat in die kerk en of kerkgeleenthede gebruik word of is of wil word, se woorde teologies waar is. Kom ek neem dit verder. Hoeveel sou selfs as hulle gevra sou word, want dis 'n groot as, bereid wees om nie kerkmusiekgroepe ook so na te gaan? Dis 'n groot as, want dit word nie gedoen. Want aan die ander kant, as 'n ouderling of predikant ensovoorts nou soveel moeite sou doen en gedoen het, hoeveel jong mense en ander wat na die musiek luister, sou na daardie ouderling of predikant ensovoorts luister, of net bereid wees om te luister indien gevind sou word, dat woorde van sekere liedere teologies nie korrek is nie, of selfs ketters en godslasterlik, of selfs Satans aanbid. Ek wonder hoeveel Christene is bereid en sou bereid wees om van selfs musikaal briljante kunstenaars of groepe se albums ontslae te raak, indien daardie musiekgroepe of kunstenaars se albums godlaster en of werklik Satan eer en loof en prys en aanbid. En of net heeltemal God se gebooie minag en die sonde verkondig en ander sonde, of al boogenoem. Sal ons van hierdie musiek ontslae raak? Vraag. En in die kerk, sou daar opgehou word om liedere wat nie weerspieël wat ons glo nie, te sing? Maar o ja, ons wil net lekker sing. Het gaan nie oor die woorde nie, het gaan nie oor die betekenis nie, het gaan definitief nie oor wat ons glo nie. Hoeveel voorsanggroepe of voorsangleiers, lede en leiers, as ook ander musiekleiers en musiekante, as ook oraliste ensovoorts wat in die kerk musikaal voorgaan, weet waarlik wat ons glo. En mag ek byvoeg, hulle weet nie net wat ons glo nie, hulle glo dit self ook. Jy kan lekker weet wat die mense glo en dit nie self glo nie. Hoeveel van hulle gaan kyk dan en ondersoek die woorde van liedere wat hulle wil sing, of klaar sing, en ook wat mense gesing wil hê. Hulle is ook werkwagters, oraliste ook, alhoewel oraliste meestal net predikantse goed kry in baie kerk. Sou hulle dan ophou om liedere wat nie weerspieël wat ons glo nie, te sing? Of sing hulle ook maar net vir die lekker? Dit is nie lekker vir my, as oralis, wanneer ek vooraf liedere laat sing en dan daaronder, tussen die bekende of meer bekende liedere deur, onbekende of minder bekende liedere ook laat sing. Of net lanklaas gesiende liedere laat sing, en die mense weier om saam te sing. Speel die wysie, daar's die woorde. Weier om saam te sing. Dan word ek gekonfronteer met, ons wil net lekker sing, bekende goed sing. En dis nie jou werk, my as oralis, om liedere te kies, wat ook by die preek pas. Ons wil net lekker sing. Hoeveel gee om wat die woorde beteken? Nou is hulle so kwaad vir my, dat hulle in elk geval nie die woorde eens lees nie. Net dikbek en nikkerig sit of staan en glo. Ironies wanneer die woorde onbekend, maar die wysies bekend en selfs baie bekend is. Maar as heel wat liedere dwars deur die liedboek en die ander boeke wat ek nou al na gekyk het, presies dieselfde wysie, net ander woorde. Maar ek ken nie die woorde nie, daarom sing ek. Ek vra weer ook, ons Christenskap en kind wees van God, of kind van God wees, is tog nie beperk tot die kerk, of is dit? Maar dis ons wat baie van ons mense, baie Christene sommer net glo, onnadenkend glo, en dan so leef.
Wat sê en beteken die lirieke van die groepe of kunstenaars wat ons oral behalwe in die kerk luister en navolg en selfs eer? Lekker musiek? Ek vra maar net. Loof en prys en aanbid ons God te alle tye, oral waar ons gaan, met ons hele wese, met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons krag. Nommer 3. Bedoel ons wat ons sing. Laastens, al ken ek al die woorde, al weet ek wat al die woorde en selfs die teologie daarachter beteken, as ek nie bedoel wat ek sing nie, beteken dit niks. Dus weer eens, loof en prys hom, halleluja. Maar ek kan selfs konsentreer en daaroor dink en dit nie bedoel. Meestal omdat ek nie glo nie. Hoeveel van ons Christene en nie-Christene wat wel in die kerk ensovoort sing, bedoel enigstens wat ons sing? Weer gebruik ek daar die een ateïstiese oom as voorbeeld. Hy sing in die kore en ken al die woorde. Of lees hulle ten minste terwyl hy hulle leer en sing. En in die meeste gevalle weet hy ook presies wat hulle beteken. En wat die oorspronklike liedjies of skrywer of liedskrywers bedoel het. En sing uit volle bors saam, soos wat hy in 'n koor moet sing. Op die manier wat hy op die koor moet sing. Met sy goeie stem. Maar, ken hy die betekenis van al daardie woorde wat hy sing? Hy weet wat dit beteken. Maar hy glo dit nie. Dit beteken vir hom niks. En hy bedoel glad nie wat hy sing. Hy sing net vir die lekker. Want dit is lekker om te sing. Hoeveel van ons wat nog wel glo, bedoel enigstens, wat so mooi en lekker in die kerk, wat ons so mooi en lekker in die kerk sing? Bedoel ons dit? Prys en loof en aanbid, ons en het ons God lief, met ons hele hart, en ons hele siel, ons hele verstand, en met al ons krag. As ons glad nie eens bedoel, wat ons soms so lekker saamsing, of glad nie saamsing. En as jy nie glo, wat jy so saamsing of nie saamsing, kan jy dit ook nie bedoel. Lofprys en aanbidding, net lekker saamsing. Wat maak ons in die kerk? Tot die volgende keer, totsiens.